Dr. Betty het net nou gesê, as die lewe gebeur, pastoor sê dit gereeld baie. Ja, as die lewe gebeur en dikwels lyk dit in 'n roeping, julle asof alles verkeerd loop. Wat doen julle om deur te druk? Terwyl hy nou hierdie verhaal vertel, jy weet mense vergeet partykeer van hierdie goed en ek dink is goed dat mense so weer 'n bietjie herinner word daaraan. Wil ek net gou eers dit sê dat my ma, ons bly in 'n pragtige huis in Stellenbosch. 5 slaapkamers met 'n woonstel, 3 badkamers. En die Here sê vir my pa, hy moet vir die Here gaan werk en ons trek van daai huis af na 'n 4 vertrek huisie toe. 2 slaapkamers, 'n kombuis en 'n sitkamer. En my pa bou vir my ma pragtige huis, maar al haar pragtige meubels staan gestoor naby dit en dan grind my pa byvoorbeeld en dan lê daar so 'n laag grindsel op. Sy het alles antieke meubels gehad op daai meubels en toe vra ek eendag vir haar, ek is daai tyd maar standaard 8. Ek sê mamma, hoe hou jy dit? En sy sê vir my hierdie woorde en dit bly tot vandag toe by my. Sy sê ek het onthou net altyd wat die eindresultaat gaan wees. En ek dink dit is wat 'n mens laat deurdruk. Terwyl hy nou vertel, toe dink ek ons ry op 'n stadium 1500 km hier uit Pretoria uit tot in die Kaap. En toe ons stop in die Kaap, toe stop die, ek weet nie wat noem hulle hom nie, agter ons en hulle vat die kar, want hy is nie betaal nie. Dit gaan toe nou nie so goed nie. En ons is op ons voete. En ons is eintlik Kaap toe om 'n reeks dienste te gaan hou. Ons doen die werk van die Here. En ek stap in die kamer in en ek sê, Here, hoe kan dit wees? Hoor nou, dis nou die menslike gedagte. Hoe kan dit wees dat ons vir U hierdie dinge doen en nou gebeur dit? En die mense skaam man, ek vertel dit nou baie maklik. Ek wou dit glad nie daai tyd vir iemand vertel het nie. Maar nou met die reeks dienste moet gebeur. En ek sê vir myself, onthou net wat gaan die eindresultaat wees. Jy doen dit vir die Here. Hy gaan op die ou einde die seën daarop plaas. En ons bel die pastoor by wie ons die dienste moet hou en ons sê vir hom, ons het 'n probleempie met ons kar. Kan hy ons daar kom haal? So 2 dienste het hy ons kom haal. 1 diens het iemand anders ons daar gaan aflaai. En ek sê vir julle letterlik, ons sit op daai trappies voor daai kerk en dit voel vir my hart lê langs my lyf. En dan moet jy weer aangaan en die diens gaan begin en die mense daag op. So jy plak daai smile op en jy begin sing asof jy nou net die lotto gewen het. Ja. En asof jy weet daar is 'n Mercedes op pad. En dan is die diens verby en terwyl die salwing daar is dit wonderlik, regtig waar jy voel goed, jy weet. En dan dink jy moet, maar dan kom die reality. Ja. Die reality na daai diens. En op daai stadium bel pastoor Ernst van Rooyen ons om 'n reëling te tref en hy sê vir Chris hierdie woorde. Hy sê vir hom partykeer, hy weet toe nie wat gaan aan nie, maar hy sê hy voel hy moet vir hom sê soms het jy 'n meelsakkie by jou. En jy moet 'n sekere toutjie trek om daai meelsakkie te laat oopgaan. En dit voel vir jou, jy trek al die verkeerde lyntjies en die sakkie wil nie oopgaan nie, maar as jy die regte een trek, dan gaan jy die seën van die Here ervaar. En dit het baie by my gebly en ek het gewonder, Here, wanneer trek ons dan nou die regte? Ja. Maar as jy, soos ek vanoggend gesê, die roeping lê nie in die sing nie, die roeping lê nie in die preek nie, die roeping lê nie in die kursusse wat ons doen nie. Dit is alles uitvloeisels daarvan, maar om in die wil van die Here te wees en om God te volg en Jesus te volg, absoluut onder die leiding van die Heilige Gees. En toe ons daai lyntjie kan begin trek, toe weet ons, nou is ons in die regte rigting. So mense het mense ook nodig. Dis mense wat baie keer twyfel by jou bring, maar daar's ook mense wat baie keer vir jou opbou, jy weet, om vir jou te sê nee, jy's op die regte pad. Hou net moed, hou net aan. En ek dink as ons net so soms, ek het al vir die Here gesê, as hy net vir my so 'n skreefie wil in die toekoms in laat kyk. Ek dink is baie onregverdig dat die Israeliete 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag gehad het om presies vir hulle die pad aan te dui. En soms voel dit vir ons, Here, ek het geen idee. I don't know where I'm going. I don't know where we are going, maar U weet, en om hom te bly volg, dan druk jy deur.
Amen. Jy gee nie regtig kan nie hoop opgee nie. Ja. Ek het eendag vir 'n ou gevra, hoe gaan jy dit doen? Waar goeie, hoe kan jy? Jy gaan maar basies net ophou doen wat jy doen. Ja. So wat jy doen is jy as jy soos in die geval is dit nou in my seisoen die stelsel wat ons nou opgetel het soos wat ons nou maak en dis verby ek gee nie kyk nie net na die hoeveelheid omsette wat daar is nie. Dit gaan vir my oor die sukses van 'n stelsel en ek voel trots op so 'n stelsel want ek kon dit in my 50, 55's doen terwyl Gen Z eintlik die ouers is wat geroem het hulle kan met sulke goed werk. Ja. Toe kon ek op my ouderdom sê maar ek kon saam met julle inspring. Media, tegnologie, weet al daai goed. Hulle het al vir ons raak kom vra. So dit is vir my goed. So wat in die toekoms gaan gebeur, weet ek nie, maar een ding wat ek weet is as jy voel jy wil hoop opgee, doen introspeksie, kyk wat is die probleem in jou projek. As jy sien die projek werk nie en hy bring nie vir jou die ROI in wat jy moet kry na ure en tyd. Jou spanne speel ook 'n groot rol. As jy nie intellek om jou het wat die intelligensie het. Ek bedoel ek kan nie met regte nou werk as ek nie advokate en prokureurs op my het nie. Ek kan nie gaan brûe bou as ek nie ingenieurs op my het nie. So dit hang ook af van waar lê daardie wêreld. En as jy sien, okay, jy's daar, dan hoe Warren Buffett gesê, jy sien hy tot daar gekom, verkoop die aandele, vat daai geld en gaan reinvest dit in 'n saak waar jy weer volgende nou na 'n ander saak toe gaan, maar jy moenie opgee nie. Moenie die ding net toemaak nie. Moenie om soos 'n vliegtuig in die mielielande injaag nie. Want mense dink ek gaan opgee of moet opgee. In realiteit ja, jy kry die ouens gaan en dan gaan sit hy later, ek weet nie, in 'n kroeg en drink elke dag. Jy's nog daar. Daar's baie miljonêers wat ook elke dag in 'n kroeg sit en permanent dronk is en miljoene rande maak. So jy het maar net jy's in 'n stroom waarin almal is. So hoe kan jy regtig opgee? So is dan om clarity te kry en te sê, wel ek het my nou die ding begewe. Ek is dalk nou ek het gedink ek is 'n advokate peer. Maar ek is eintlik 'n perske. So ek is 'n pers, onthou dit begin by die saad. Ja. Alles begin by die saad. Ja. Ek kyk na myself en ek sien o heerlikheid. Ek dog al die jare ek is 'n advokate peer saad, ek is eintlik 'n perske pit saad. En dan identifiseer want jy kan oor jare ook verander. Jou ondervindinge verander, jou kennis verander, jy raak wyser in sekere opsigte, jou energie word verplaas en jy sit eendag en sê hoorie ek is nie eintlik hierdie advokate peer nie, ek is 'n perske. En dan begin jy net vir jouself en jy verstaan wat ek bedoel as ek want ons wil baie keer 'n ander vrug dra as wat God vir ons bedoel het. Ek praat nie nou van draai vrugte, bekering, vrugte en liefde. Ek praat van elke mens is in hierdie grond gegooi om iets te wees en baie keer wil ons iets wees wat ons nie moet wees nie. Ja, en dan is daar weer ouens wat natuurlik tot 'n saak toe tree want hy ontdek ek's 'n perske pit, ek word 'n perske boom en ek gaan perskes gee. En dan is die ouens surprise as hy nie advokate pere kry nie. Kyk net gou wie's jy, kyk gou wat is jy regtig? En dit help baie dat jy in tye waar jy moedeloos raak, 'n kop hou. Of jy sê vir jouself, ek is toe nie 'n advokate peer nie, ek is nie 'n appelkoos nie. Ek is nie 'n lemoen nie, ek is 'n perske. En dan begin jy die perske word en sorg dat jy as saad nou daar kom. Baie vinnig en dan begin jy groei. Ons kan foute maak. Ons kan loopbaanfoute maak. Ons kan foute in ons, dankie Here, ons kry kanse vir recovery en herstel. Daar's baie ouens wat sê o heerlikheid, hy's nou op daai ouderdom, hoe gaan hy nou draai? Mense moet nooit na sulke ouens luister nie. Daar kom altyd 'n plan of 'n idee of 'n ding, maak nie saak al is hy 60 of 70 of 80 as hy regop is. Daar's manne wat in hulle 60s en 70 van hulle grootste deurbrake van daar's kunstenaars wat in 80 en 90 die wêreld se bestes geword het. Ja. So daai se lieg vanaf die liberale. Ek gee hulle altyd die skuld. Die radikale liberale wat vir jou sê op 55 op 40 of 45 raak jy nou so. Jy het enige tyd terwyl jy asemhaal 'n kans om 'n ding te doen, maar kyk eerder as jy voel jy wil hoop verloor. Kyk eerder is ek nie dalk die perske wat 'n appelkoos wil wees nie. Ja. En verskuif jouself en ek wil dit klaar maak wat my moed gee altyd is daar was 'n man in 'n jong seun, hy was in 'n longmasjien. Ek weet nie of hulle nog daai longmasjiene het nie, maar vroeër jare ek dink ouens wat aan polio die probleem voor hulle die enstof op polio gekry het.
het ouens die ding opgetel, dan het, ek dink is polio, dan het jy in hierdie longmasjiene beland. Dit moet verskrik, net jou kop steek uit. En dit het daai ouens, as jy in so 'n ding beland het, het ouens depres, want jy sal nooit weer daar uitkom nie. En hy's nou die dag oorlede. Ek het oor hom gelees toe ek in my 20's was, en ek het nou so 'n paar maande terug gesien, daai man is al oud gewees en hy's oorlede in die longmasjien. En wat gebeur het toe hy die ding kry en hy was gesond en so ek wys jou net, moenie na jou ouderdom kyk, want as dit kon gebeur wat ek jou nou vertel, kan jy in enige seisoen van jou lewe groot doen. En toe hy die ellende optel en hy beland in die longmasjien, 'n vonnis oor hom, jy sal nooit weer kan uitkom nie. Dit is verskriklik, ek het nou die dag weer van die masjiene gesien op foto's. En jy kan nie regtig daar uit nie. En hy het so 'n bietjie gelê en agtergekom, dit is my lot. En ek het sy biografie gelees en hy het 'n nurse wat na hom kyk en hy was 18, 19 jaar oud en hy begin dink en hy sê vir die nurse, vir die verpleegster wat hom moet voer. Jy weet, jy word gevoer, jy kan jou indink, dis chaoties mens. En hy's 18, 19 jaar oud en hy sê vir haar, ek moet iets met my lewe doen. En sy sê, wow, shame, die is nog baie van julle hier met moed en hoop. Hy sê, well, ek's anders. Hy sê, wil jy my nie 'n guns doen nie, wil jy nie vir my visie het? En hy het so 2 wat afgelos het. Hy sê, wil jy nie vir my 'n vis aquarium bring, met visse binne, dat ek soos hy lê, kan ek heeltyd die visse kyk. Onthou, dis al wat hy nou kan doen. So waardeer maar bietjie jou beweging, né? En hy het hierdie visse begin bekyk, en dis al wat hy kan sien. Hy kan net hierdie visse sien. En ongelooflike breinvermoë. En onthou, jy begin regtig dink as jy heeldag na een ding kyk, en daar was 'n klomp, hy het 'n klomp visse daar, en hy het hulle bekyk. Ag, seker 6 maande later, toe sê hy vir die dametjie, sal jy my 'n guns doen, en vir my notas vat? Ek wil vir jou sekere inligting gee oor hierdie visse in hierdie aquarium. Sy sê, ag shame, sy kry hom nou jammer. Ek sal dit vir jou doen, boetie. En ongelooflik, toe sy begin skryf, toe kom sy agter, hierdie ou gee ongelooflike detail van hierdie visse in hierdie aquarium. Sonder om wetenskap taal te gebruik, begin hy die aard van hierdie visse in hierdie aquarium in detail met haar bespreek. In 'n kort, hulle skryf 'n boek oor visse in aquarium, soutwater, marine tanks, varswater en warmwater, tropiese visse, word een van die eerste boeke vir mense wat in aquariums belang gestel het, deur daai man in daai longmasjien geskryf. Toe hy dit reg kry, toe sê hy, maar as ek dit kon reg kry, sal jy my help, dan kan ek mos 'n prokureur word. Yes. Ek kan 'n prokureur word. Want hy kom agter, maar kan sê, hy het gelend dink, en daar gaan hy boek, hy word 'n nommer 1 verkoper, mense wat, ek was ook in daai goed van die aquariums, het dadelik gaan kyk, ongelooflik gehelp, hoe werk die aquarium visse, en hy begin studeer in die regte. Dit was nie lankie toe moet die nurse as sekretaresse die ouens in en uit, daar by hom kry, daar's 'n kantoor, hy lê in die longmasjien, daar's mense wat hom kom sien, hulle sit op 'n stoel, hy lê daar, en die nurse moet die leerstrel in die kabinet hou, en hy begin sekere regsadvies en regsaake gee. Hy het later 'n advokaat geword, later het hy weer in 'n ander koers gestudeer, en dan het hy nou weer, en so het hy aangegaan, ek dink hy is nou in hierdie jaar of laas jaar, op 'n ouderdom van net so in die 70 jaar oud oorlede, in die longmasjien. In die longmasjien, hy's 'n groot gees vandag in filosofie, regte en dan die vermoë van visse en al daai goed. So ons het eintlik nie 'n verskoning nie. Ja, nee, En ek hoor nou die dag, mense sê jy het 'n seisoen en seisoene raak klaar. Dis die eerste dat hierdie epidemie onder ons generasie is. Jou seisoen is hier om te bly. Jou seisoen raak ek, en 'n prediker of 'n pastoor sê nie vir jou, daai ou se seisoen is, as jy hoor iemand sê, daai ou se seisoen is klaar en verby, jaag hom by jou huis uit. Ja, maar dit is 'n groot kokkedoor van 'n kerk. Kyk hoe lyk dit as 'n groot kokkedoor van 'n kerk hardloop. Hulle lyk te oulik as jy hom jag moet by. Want as hy sê, ja, nee, want hy's nog dik ook, hy sukkel om te hardloop. Hy lê mos heeldag en bid, né? Ja, nie dom nie. Maar nee, want hulle praat nonsens. God het jou nie op hierdie aarde ingesit, dat jy net 'n seisoen het vir 5 jaar of 10 jaar en die res van jou lewe moet jy op jou knieë rondkruip. As daai man in 'n longmasjien
van 18 tot op 70 dit kon doen wat hy gedoen het en vandag in die geskiedenis erkenning kry. Sê geen predikertjie, pastoortjie, moderatortjie, presidentjie van 'n kerkie, gee die of die kerkie miljoene mense in het nie. Vir Chris Merks, jy het die jou seisoen stop wanneer hy hier stop. Ja. Jou seisoens land wanneer hy hier land. Daai waar praat nonsens, dis al. Hy raak oud en krepel en krippel. Ek bedoel, dit kan met ons almal gebeur en dan wil hy daai geite op jou uithaal. Op 58 soek hy 'n ouerhuis. Moenie dit vir my sê. Terwyl ek aan die gang as 'n man in 'n longmasjien kon doen wat ek sopas gesê het, kon doen. Ek het 'n vriend gehad, hy moes 'n nieroorplanting kry toe hy 16 was. Hy was vir 3 jaar op dialyse gewees. 'n Wille mannetjie en dat dit gaan so erg met hom dat hy moet leer. Want hy wil ander katte kwaad maak, maar nou lê hy op dialyse. En op 18 slaag hy matriek met onderskeiding en hy kry vir die eerste keer 'n nier. Hy het die niere meisietjie se naam gegee want dit was van 'n dametjie af wat hy die oorplanting gekry. Hy kry 1 nier van 'n afwyn. Hy het die een nier. Hy is so bly dat hy gaan studeer regte, LLB aan die Universiteit van Pretoria. En op pad om sy LLB te kry, is hy so opgewonde en bly dat hy natuurlik so 'n bietjie wild raak van vir die eerste keer in sy lewe kan hy die lewe geniet. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Hy doen anders 'n polisie reservis aansoek en hy as hy af is van julle weet hoe werk hy reservisake, dan klok hy in by die polisie en hier in Vanderhof is hulle in 'n chase en daai tyd het die polisie, ek weet nie of julle kan onthou nie, die Skylines gery. Dis in daai tyd, ek onthou julle daai Skylines. En hulle is in so 'n Skyline en die een sersant waar hulle jaag hulle is in 'n chase. En daai Skyline, ek weet nie presies wat het gebeur, hy verloor beheer, hulle beland voor 'n trok of 'n ding en 'n ongelooflike ongeluk. Van 18, nou is hy 20 jaar oud. Hy's vir 2 jaar 'n normale mens. Hulle dink hy's dood en hulle laat sy pa is 'n polisieman, hy kom op die toneel af waar hy kind van hom in stukke daar lê. En nou dit was my boesemvriend gewees. Hulle haal hom op die ouderdom van 1920 uit daai kar uit. Hy kom in die hospitaal, hulle kry hom by. Hulle sê vir hom, ons sit met 'n probleem, ons weet nie of hy gaan kan loop nie. Hy's op universiteit, hy's besig om sy LLB, hy het na sy dialyse en nuwe nier uitkyk op die lewe. Hoor nou sit hy en hy sit by homself en dink, maar wat gaan hulle nou vir my sê? En hy voel pyn, hy voel ongemak. Hulle sê nie, ons moet jou gou invat vir ekstrale. 5 dae later. Hulle sê, o heerlikheid, jy het by jou hangman been. Ek ken nou nie daai nommer nie, maar dit noem dit die hangman. Het jy 'n fracture? Hy het ook afgebreek, jy moes dood gewees het. Hoe leef jy? Hy sê, okay, maar ek leef, maar vertel my meer. Hulle sê, ons het vir jou een ding, jy sal vir die res van jou lewe in 'n rolstoel wees. En dit gebeur toe. En hy's uit daai hospitaal uit en toe hy by die universiteit aankom met sy pelle, voor die tyd om gesien inloop, nou kom hy met 'n rolstoel in. 2 of 3 jaar later, toe word hy die beste student, LLB kry sy erkenning en regte en hy word 'n prokureur en hy word later in Pretoria, Komatipoort en hy plekke van die beste prokureurs wat opgelewer was. En jy sal my nie glo nie, daai man was altyd opgewonde. En nooit het hy na daai stoel toe verwys as hy vloek, as hy oomblik van ellende of wat ook al. Hy hoor mooi, hy word van die beste tot die dag van sy dood. Was hy die beste in sy veld en as iemand hom wil jammer kry en sê los my uit. God het my in hierdie stoel gesit, want as hy my nie in hierdie stoel gesit het nie, was ek 'n bar mens, was ek 'n wille mens. Nou kan ek die beste in my stelsel wees. So dis net so 'n bietjie kort. Sulke goed het my baie moed gegee dat jy kan, maar daar's nie van ophou nie. Daar's nie van ophou nie.